Amen. Dankie Here, dat ons na U toe kan kom vanoggend. Here, dat ons elke las wat ons het, Here, elke bekommernis wat ons het, Here, elke probleem, Here, dit kan ons vir U bring en ons weet, Here, dat omdat U die naam bo elke ander naam is, Here, omdat U die God van die onmoontlike is, Here, omdat U 'n liefdevolle Vader is, Here, weet ons, Here, dat U is daar om daardie las, daardie gewig van ons skouers af te neem. Hemel Vader, ek wil kom en vra vanoggend, Here, dat die woord wat ek bring, Here, dat dit nie uit my eie uit sal kom nie, Here. Here, maar laat U my gebruik net as die instrument, Here, dat U deur my sal spreek. Here, laat die woorde uit U hart uit sal kom vanoggend. Here, sodat elkeen wat dit hoor, Here, of dit nou vanoggend is en of dit later is, Here, dat daardie woorde sal deurdring, Here, tot hart en niere en die murg en been, Here. Here, laat dit sal vassteek in hulle lewens, om 'n verandering te bring, waar net U die verandering kan bring. Amen. En ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Amen. Nou ek het so 'n bietjie gaan sit en dink oor die evangelie self, en ek het laasweek toe sê ek vir julle dat Marie se boodskap was so mooi, en omdat sy gesê het dat dit gegaan oor gaan vertel. En dit waaroor die evangelie tog gaan, is om te gaan vertel. Om die nuus gaan versprei. Ja, kom volgende. En as ons gaan kyk na die basics van die evangelie, dan sien ons presies wat die Here bedoel het met alles. So as jy sal jou Bybel het en jy lees saam met my vanoggend, ons gaan na Matteus 28 toe vanoggend. Jaco gaan my vanoggend moet help. Of jy nie die goed ingeplak nie. Kom ons lees daarso, Matteus 28 vanaf vers 16. En die 11 disippels het na Galilea gegaan, na die berg waar Jesus hulle bestel het. En toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid, maar sommige het getwyfel. En Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde. Gaan dan heen en maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Amen. En kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Amen. Sien, as ons gaan kyk na die basics van die evangelie, die ABC's van die evangelie, dan sien ons, dis 'n ding wat actually baie min in kerke mee van gepraat word. As jy gaan luister na die preke wat op YouTube baie is deesdae, dit gaan baie oor selfverryking en alles laat jou beter voel en jy kry hierdie klomp prosperity preachers wat almal opspring. Jy doen klomp goeders en dit sal jou beter laat voel. Maar as jy gaan luister na die boodskappe wat uitgaan, daar's baie min wat daar gepraat word oor die wortel van die evangelie, die basics, die ABC's van die evangelie.
hoekom die evangelie daar is. Hoekom dit gegee is vir ons. Jy weet, en as mens dink, jy hoor al hierdie goed en dan dink jy, hoekom ons toch actually nog hierso na ons gered is. Weet, as God ons wou hemel toe neem, na ons gered het, sou ons onmiddellik hemel toe gevat het. Maar hy het dit nie gedoen nie. Hy het ons hier gehou vir 'n spesifieke rede. Die evangelie is 'n gee vir 'n rede. En Jesus het gesê, gaan vertel die evangelie. Hy het gesê, ons moet die goeie nuus gaan vertel. En dis tog wat die evangelie is goeie nuus. Leonard Ravenhill het iets gesê, hy het gesê, the church has many organizers, but few agonizers. Many players, but few prayers. And many singers, but few soul winners. Sê, daar is baie mense wat in die kerke sit, maar niemand gaan uit om die werk te gaan doen. Niemand gaan uit om die siele te gaan wen. Daar is nie meer bidders in kerke nie. En die evangelie was nooit veronderstel om by ons te stop nie. Dis nie hoe die Here dit bedoel het nie. Dit was veronderstel om aan te gaan met ons. Maar sien, voor enige iemand die evangelie kan versprei, moet hulle die evangelie kan verstaan. En die evangelie beteken basies goeie nuus. Amen. Dis wat die woord evangelie is. Dit beteken goeie nuus. Dis nie reëls wat moet nagekom word nie. Dis nie raad wat gegee word vir 'n persoon nie. Dis nie geloof nie, dis nie godsdiens nie. Dis goeie nuus. Amen. Dit is 'n storie wat vertel word wat Jesus kom doen het vir ons. En wat hy deurgegaan het, en hoekom hy dit gedoen het. En die evangelie is so eenvoudig, dat het word opgedeel in 4 dele. Die eerste deel waaroor die evangelie gaan, is dit gaan oor God se ontwerp. God het 'n plan gehad, hy het 'n perfekte wêreld gemaak. 'n Perfekte wêreld geskape. En hy het die mens gemaak in daai perfekte wêreld in. En hy het hierdie begeerte gehad dat die mens en God sou saamwandel. Dat God en die mens 'n verhouding het. Dat daar moet intieme fellowship wees. En in hierdie perfekte wêreld was daar nie sonde nie. En as jy die tweede deel van die evangelie vertel vir jou, daar het 'n probleem ingekom. Omdat die mens vrye keuse gehad het die mens gekies om sy eie pad te kies. Hy het gekies dat sonde in 'n perfekte wêreld ingekom het. Dat sonde tussen hom en God ingekom het en 'n skeiding veroorsaak het. En as gevolg daarvan is almal van ons in 'n geval skuldig. Romeine 3 vers 23 sê vir ons, omdat almal gesondig het, ontbreek dit ons van die heerlikheid van God af. Omdat die mens gekies het dat sonde in 'n perfekte wêreld moet inkom, kon ons en God nie meer aan dieselfde tafel sit nie. Amen. En dit het gemaak dat ons 'n verlosser nodig gehad het, 'n redder nodig gehad het. So die grootste probleem vandag is nie politiek nie, dis nie die ekonomie nie, dis nie misdaad nie. Die grootste probleem vandag is sonde. Amen. En omdat die mens kies om sonde te doen. Weet, mense het in hierdie leefstyl vasgevang geraak, waar hulle dink dat as jy gered is, kan jy sonde pleeg. En dan kan jy maar net gaan sê jammer na die tyd. En dit werk nie so nie. As jy 'n intieme verhouding het met die Here, dan wil jy nie sonde doen nie. Amen. Want jy weet dit gaan die Here seermaak. So hoekom wil jy dit as prins doen? En geen mens kan homself red nie, geen mens kan homself doen nie, jy kan, of help nie, jy kan nou maar soveel dade doen soos wat jy wil, en
soveel geld gee vir die armes en Amen. jy kan soveel goedjies doen vir ander mense, maar dit sal jou nooit red nie. Dit kan jou nie help nie, dit gaan jou nie in die hemel kan bring nie. Jy kan nie jou pad na die hemel toe koop nie. Amen. En tog is daar mense daar buite wat dink, hulle kan hulle pad in die hemel inkoop. Hoe meer hulle doen en hoe meer hulle gee, hoe nader gaan hulle aan God kan kom. En die hartseer is, daar sal 'n dag kom waar die Here sê, maar ek het jou nooit geken nie. Amen. Sien, maar hy het geweet dat ons het 'n redder nodig. Sien, in die derde deel van die evangelie kom, wat die Here weet, daar moes 'n oplossing gekom het, omdat ons iemand nodig gehad het. En hy het gekom en hy het sy seun gestuur. En Jesus het as mens kom woon in 'n perfekte lewe gehad, 'n sondelose lewe. Amen. Hy kon nie sonde pleeg nie, hy kon dit nie doen nie, omdat hy geweet het wat hy moes doen. Omdat hy geweet het wat se prys hy sou moes betaal. En hy het vrywilliglik na die kruis toe gegaan. En hy het ons straf, wat vir ons bedoel was, op homself gevat. Amen. Om te dink, daardie kruis was eintlik vir ons bedoel. Ons moes daar gehang het. Daai spykers moes in ons vasgeslaan gewees het. En Jesus het gekies om dit vrywilliglik te vat. En hy het ons skuld gaan betaal. Charles Spurgeon het iets gesê wat so mooi is. Hy sê, Jesus took my place that I might take his. Amen. Wonderlik om te weet dat ek kan in die hemel gaan sit langs Jesus, omdat hy my plek gevat het op 'n kruis. In die laaste deel van die evangelie is 'n oorwinningsgedeelte. Amen. Sien, omdat Jesus op die kruis gesterf het, omdat hy die dood oorwin het en opgestaan het uit die graf uit, het hy die mag van sonde gebreek. En dit het beteken dat as jy glo, word jy gered. Amen. En jy word vrygemaak en jy word vergewe. En jy word versoen met God. En daai gaping wat tussen God en my was, is daar nie meer nie. My skuldbrief bestaan nie meer nie. Die evangelie is eintlik baie eenvoudig. Dis kragtig. Dis gegee sodat lewens verander kan word. Maar ons is as mens, maak ons die evangelie moeilik. Ons wil alles complicated hê. Amen. So nou vat ons 'n eenvoudige evangelie wat vir ons gegee is en ons dry lang draaie met hom en lang paaie en terwyl die Here gesê dit is so maklik. Jy is verlore, jy het 'n redder nodig. Jesus het gekom en as jy glo, word jy gered. So hoekom wil ons sulke lang draaie met dit ry? Sê maar hoekom het die Here vir ons die evangelie gee? Hoekom moet ons dit gaan vertel vir mense daar buite? Sien, Jesus het gesê ons moet dit gaan vertel vir 'n rede, want dit was 'n opdrag gewees. Hy het gesê, nie as jy wil nie, hy het gesê jy moet. Dit is 'n duidelike opdrag gewees. In Markus 16 het hy gesê, en hy het vir hulle gesê, gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Hy het nie gesê, gaan verkondig dit net aan die Jode nie, of net aan sekere mense nie, of dalk net aan die mans nie, of net aan die vrouens nie. Hy het gesê, gaan vertel vir almal van hierdie goeie nuus. Sien, die evangelie is vir almal gemaak. Jesus het nie net gesterf vir sekere mense nie. Hy het gesterf vir almal. En dit is nie, ons vertel nie die evangelie omdat ons dalk lus voel om dit te doen nie. Ons vertel die evangelie omdat Jesus vir ons beveel het om dit te doen. Amen. En ons vertel dit omdat ons lief is vir Jesus.
In Johannes 14 vers 15 kom Jesus en hy sê, as jy my lief het, bewaar my gebooie. As jy my lief het, doen wat ek vir jou vra om te doen. Dit is eintlik baie eenvoudig. Sien, liefde is nie net woorde nie. Liefde is dade, liefde is aksies. Amen. Liefde is om vir iemand te wys ek het jou lief. Party mense wil dit nie net hoor nie, party mense moet dit eintlik sien. Amen. En vir God hoef ons dit nie te sê nie, ons kan dit vir hom wys deur die dinge wat ons doen. Jesus se belangstelling is verlore mense. As jy gaan lees na al die stories in die Bybel en nou in die Nuwe Testament, Jesus het nie gegaan na die ryk mense toe nie, hy het nie gegaan na die welvallige mense toe, hy het nie gegaan na die priesters en die fariseërs nie, hy het die verlore mense gaan soek. Die mense wat weggegooi was, gaan soek. A.W. Tozer het iets gesê, hy het gesê, every Christian is either a missionary or an imposter. Jy is geroep as 'n Christen om actually die evangelie te versprei. Amen. En as jy dit nie doen nie, is jy 'n indringer. Jy is 'n imposter. Want jy doen nie dit wat die Here jou beveel het om te doen. Amen. Sien, ons is veronderstel om die evangelie te versprei omdat verlore mense verlore is. Amen. Sien, as daar nie iemand is wat vir verlore mense gaan vertel, daar's goeie nuus nie, gaan hulle verlore bly. Handelinge 4 vers 12 lees ons, hy sê, en die saligheid is in niemand anders nie, want daar is ook geen ander naam onder die hemel, wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word. Daar is niemand wat gesê word in die Bybel vir ons, behalwe Jesus, waardeur ons gered kan word. Amen. Hy het dit baie duidelik gemaak, dat hy is die enigste weg. Daar is nie 'n ander weg nie. Amen. Die wêreld het nie verbetering nodig nie, hulle het nie vol goed preke en prosperity preachers nodig nie. Die wêreld het 'n redder nodig. Amen. Ons lewe tussen mense wat verlore is, tussen mense wat hel toe gaan, sonder dat hulle dit weet. Ons verlore lewe in 'n wêreld dat as Christen nie gaan opstaan en doen wat hulle moet doen nie, is daar 'n mensdom wat verlore gaan. Amen. Weet as jy glo dat Jesus die enigste manier is om by God uit te kom, kan 'n mens nie stil bly daaroor nie. Prys sy naam. Ons vertel die evangelie omdat Jesus ons gekies het as sy instrumente. In Romeine 10 vers 14 en 15 lees ons, hoe kan hulle hom aanroep in wie hulle nie geglo het nie? Amen. Hoe kan hulle hom glo van wie hulle nie hoor nie? Hoe kan hulle swoor sonder een wat preek? En hoe kan hulle preek as hulle nie gestuur word nie? Soos geskrywe is, hoe lieflik is die voete van die wat die evangelie van vrede verkondig. Van die wat die evangelie van die goeie verkondig. God kon baie maklik engele gebruik het om die evangelie te verkondig. God kon baie maklik met 'n hoorbare stem met mense gepraat het. Maar hy het gekies om dit nie te doen nie. Amen. Hy het gekies om ons te gebruik. Verlore mense wat gered is om ander verlore mense te gaan haal. Sien, jy was veronderstel, jy is God se plan vir iemand anderste. Amen. Hy het jou gered, sodat jy dit vir iemand anders kan vertel, sodat iemand anders gered kan word. En daar's mense wat wag vir 'n boodskap daar buite, wat net jy kan bring. Elkeen van ons se lewe vertel 'n ander storie. Amen. Elkeen van ons se lewe vertel van iets wat die Here vir ons gedoen het.
en hoe hy ons gered het. En as jou storie is veronderstel om iemand te bereik, wat jy dalk nie weet, wat deur presies dieselfde storie gaan as wat jy gaan. Amen. Sien, ons vertel die evangelie, omdat God se hart is om almal te red. Amen. God se hart is nooit om net sekeres te red nie, hy wil almal gered hê. 1 Timoteus 2, vers 3 en 4 sê, want dit is goed en aangenaam voor God ons verlosser, wat wil hê dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom. Hy wil nie net hê mense moet gered word nie, hy wil hê hulle moet nog die waarheid weet ook. Hy wil hê hulle moet die goeie nuus weet. God verheug hom nie in die ondergang van mense nie. God het geen vreugde daarin om te weet dat mense gaan hel toe nie. Sien, dis nie sy keuse om mense hel toe te stuur nie. Die hel was nie eens gemaak vir mense nie. Die hel was gemaak vir Satan, Amen. in die gevalle engele. Maar dis ons wat self kies. As mense nie kies om by die Here uit te kom nie, kies hulle self om hel toe te gaan. Sien nie, wanneer ons die evangelie deel, dan werk ons saam met God se hart Amen. vir mense. God soek versoening tussen hom en die mens. Hy soek 'n verhouding. En wanneer ons die evangelie deel, dan word ons geloof sterker. Amen. In Handelinge 9, dan lees jy daar wat Paulus skryf van vers 22, hy sê, maar Saulus het al hoe meer krag ontvang, en die Jode wat in Damaskus woon, in die war gebring deur te bewys dat hy Christus Jesus is. Hoe meer Paulus die evangelie gaan vertel het vir mense, hoe sterker het hy in sy eie geloof geword. Amen. Hoe meer hy dit verkondig het, hoe meer wysheid en kennis het hy gekry oor Jesus. En hoe meer hulle hom aangevat het en probeer verkeerd bewys het, hoe minder kon hulle dit regkry. Amen. Mens dink daar's soveel Christene daar buite wat geestelik swak is. Wat geestelik nie die troubles kan hanteer nie, die golwe wat so konstant teen ons slaan van die wêreld, wat dit nie kan hanteer nie. Omdat hulle nie daai geestelike krag het, wat hulle veronderstel is om te hê nie. Praise the Lord. Ons kan nie net wil ontvang nie. Jy moet uitdeel ook. Amen. En elke keer wanneer jy getuig, wanneer jy na iemand toe gaan en vir hulle vertel, daar's goeie nuus, dan groei jou eie geloof. Amen. En jou kennis van God groei. Praise the Jou kennis van dit wat hy doen, groei. En jy groei in vrymoedigheid. Hoe meer jy vertel, hoe bolder raak jy. Amen. Hoe meer lus raak jy om iemand anders ook te vertel. Jou vertroue in God groei al hoe meer jy vir mense vertel van hom. Amen. Hoe meer jy deel, hoe meer sien jy vir God werk. Hoe meer sien jy wat hy kan doen. Maar ons vertel die evangelie omdat die evangelie vol krag is. Evangelie is nie 'n dooie ding nie. Romeine 1 vers 16 skryf Paulus, want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is die krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Eers vir die Jood en dan ook vir die Griek. Die evangelie is God se krag in werking. Amen. Sien, in die Heilige Gees gebruik die evangelie om mense te kan oortuig van wie God is. Om mense te vergewe en hulle te genees. Hy gebruik die evangelie om herstel te bring en verandering te bring. Sien, maar daar was 'n voorwaarde wat gegee is. Net een voorwaarde. Hy sê, jy moet glo. Jy kan die evangelie hoor soveel kere as wat jy wil. Jy kan dit verstaan.
Jy kan die evangelie bewonder, sonder dat jy verander word. Maar die oomblik wat jy glo in die evangelie, die oomblik wat jy glo in dit wat God gedoen het, dan word daar die krag wat binne in die evangelie is, 'n werklikheid. Amen. Dan kom verandering. Dan kom genesing. Die wêreld gaan nie verander word deur opinies nie. En deur dinge wat mense sê nie. Die wêreld gaan net verander word deur die evangelie. Amen. Deur niks anders te nie. Mense kan dit net glo as hulle dit gaan hoor. En hulle kan dit net hoor as iemand dit gaan vertel vir hulle. Ons is gered om die evangelie te versprei. Ons is gered om goeie nuus te vertel. Amen. Om vir ander te gaan sê, daar is 'n redder gewees. En hy het gekom en vrywilliglik vir jou gesterf, omdat hy jou lief gehad het. Amen. En omdat hy jou lief het, kan jy gered word. Ons kan nie net ontvangers van evangelie wil wees nie. Ons kan nie net wil goeie nuus kry nie, ons moet goeie nuus gaan vertel. Amen. So my vraag is, met wie gaan jy goeie nuus deel? So ek wil hierdie week 'n challenge uitsit. En ek weet ons video gaan later uit vanmiddag. So en elkeen wat dit hoor, die challenge is nie net vir die mense in die gemeente nie, die challenge is vir almal. So hierdie week wil ek jou uitdaag, bid vir 3 mense wat jy weet nog nooit die evangelie gehoor het. Amen. 3 mense wat jy weet, hulle gaan hel toe gaan as hulle nie die goeie nuus hoor nie. Amen. Almal van ons ken sulke mense. Ek het 'n lys vol van hulle. Maar nou die ander gedeelte van die uitdaging, behalwe dat jy moet bid vir 3 mense wat nie die Here ken nie, is gaan uit en doelbewus gaan vertel vir iemand anders dat daar is goeie nuus. Amen. Sien, as jy nog nooit die evangelie gaan vertel het vir iemand nie, is dit eintlik moeilik. Want jy het nog nie daardie vrymoedigheid om dit vir iemand te vertel nie. En dan hoor jy God se stem hier in jou bewussyn, en hy lê iemand op jou hart om dit vir hulle te vertel, maar weet jy het nog nooit vertel nie, dan is dit asof jy loop op na hierdie persoon toe, en dan kry jy hierdie butterfly so in jou maag, en jy kry vrees wat so oor jou kom, van wat as hierdie persoon my nie glo nie? Wat as hierdie persoon gaan dink ek is simpel? Maar wat as jy dit nie vir hulle vertel nie? Wat as hulle dalk, sien as jy dit dalk nie vir hulle vertel nie, gaan hulle dalk nooit hoor nie. Die evangelie versprei die vinnigste, wanneer ons besef, dat God het ons geroep om dit te versprei. Amen. Hy het ons geroep om vir mense te gaan vertel. Om vir hulle te sê. Maar vanoggend, weet terwyl ons so dink aan die evangelie, dan onthou ons ook dit wat die Here vir ons gedoen het, en die prys wat hy betaal het. En dis waaroor die nagmaaltafel gaan. So die nag wat die Here verraai is, het hy die brood gebreek. En hy het gesê, hierdie is my liggaam, my lewe wat vir jou gebreek word. My lewe wat vir jou opgeoffer word.